Ons hoofteksgedeelte is Psalm 148 vers 1 tot 14, maar ons gaan Psalm 149 en Psalm 150 ook saam doen vanoggend in die diens. En ons begin met 'n nuwe reeks wat handel oor gebed. En ook sodoende gaan ons vanoggend se ondertema onder die gebed is adoration, of in Afrikaans aanbidding of lofsang of lofprysing. Maar voordat ons begin, kom sluit net die oë en dan nader ons die Here. Vader, soos wat ons in hierdie Kerstyd, in hierdie feesvieringstyd, in hierdie vakansie vreugde gevind het in familie en vriende en ook 'n rustkansie gekry het, liewe Heer, kan ons nie anderster as om U te prys nie. Vader, vir elke keer wanneer die son opkom elke oggend en elke keer in die aand wanneer die maan opkom, liewe Heer. Vader, ek dink nie ons besef U grootheid nie en ons sal dit ook nooit kan begryp nie. Maar Vader, mag ons vanoggend in die diens groei in hierdie aspek van gebed, groei in die aspek van aanbidding in gebed, en ook sodoende, Vader, mag ons met groot vreugde in gebed U nader. Mag ons dinge aan die koppel van U glorie, van Skepper, almagtige, soewereine, koning van konings, en Vader, mag hierdie woorde, as ons dit sê, nie leeg wees nie, maar mag ons vanoggend 'n dieper betekenis van dit verkry, en mag ons daagliks groei in dit. Want Vader, ons besef as U kinders dat as ons gebedslewe nie gesond is nie, is ons verhouding met U nie gesond nie. En Vader, mag ons sommer hier in die begin van die jaar onsself net weer instel, herfokus op ons kommunikasie met U, en mag ons dit ook sodoende in 'n groot godvreesende manier doen. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Psalm 148 vers 1 tot 14, lees ek weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling, en die opskrif sê, alle kreature moet die Here loof. Vers 1, Halleluja, loof die Here uit die hemele, loof hom in die hoogtes, loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare, loof hom son en maan, loof hom alle ligtende sterre, loof hom hoogste hemele en waters wat bo die hemele is. Laat hulle die naam van die Here loof, want hy het hulle bevel gegee en hulle is geskape. En hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig. Hy het 'n wet gegee wat geen een oortree nie. Loof die Here van die aarde af, groot seediere en alle dieptes, vuur en haal, sneeu en dam, stormwind wat sy woord volbring, berge en alle heuwels, vrugtebome en alles sederbome, wilde diere en alle vee, kruipende diere en gevleelde voëls, konings van die aarde en alle volke, vorste en alle regters van die aarde, jongelinge en ook jonge dogters, oues saam met die jonges, laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit is oor aarde en hemel. En hy het 'n horing vir sy volk verhef, 'n roem vir al sy gunsgenote, vir kinders van Israel, die volk wat naby hom is. Halleluja. Net tot sover, asseblief. Nou, soos wat ek nou genoem het, begin ons vanoggend met 'n reeks oor gebed, en ek weet in die jare, miskien nie hier by Brakpan nie, maar by Springs het ek al menigmale kere reekse gedoen oor gebed, oor verskillende tipe gebeds lewens wat jy kry, verskillende tipe gebede wat jy kan bid, soos 'n dankseggingsgebed, aanbiddingsgebed, en so kan jy aangaan. Maar ek het nog nie eintlik so erg gefokus op sekere elemente wat in alle gebede moet wees. En ek dink hierdie is baie eenvoudig en verstaanbaar, hierdie konsepte waaroor ons hierdie volgende paar weke gaan gesels, maar ek dink die diepteid is nie altyd daar nie. Ek glo dat dit elemente is en waarhede is wat ons almal ken, maar van waaraf ons ook baie keer so bietjie wegdryf en onsself net moet vernuwe. So ons gaan in hierdie reeks die eks-perspektief gebruik, wat staan vir Adoration, Confession, Thanksgiving en Supplication.
En in Afrikaans verwys dit na aanbidding, belydenis, danksegging en smeking. En ons gaan vanoggend begin met adoration. Nou adoration is eintlik 'n woord wat eintlik in Afrikaans ons nie 'n woord het vir dit spesifiek nie, behalwe as ons dit direk vertaal, maar dit verwys eintlik meer na aanbidding, maar ook lofprysing op dieselfde tyd. En wat vir my baie belangrik is van hierdie reeks in hierdie aspek is dat ek sien oor en oor mense wat struikel in hulle eie geestelike groei. Ek dink dit is 'n waarheid in meeste van ons lewens, dat ons baie keer ons groei en dan staat ons amper 'n ceiling waar ons nie verby kan kom. En dan vat dit weer 'n rukkie waar jy stil staan by 'n plek en dan groei jy weer. Maar baie van ons voel in ons lewens dat as ons gegroei het, het ons nie veel al gegroei nie. En ek dink een van die hoofredes is nie altyd omrede ons nie Bybelstudies toe gaan of omrede ons nie Sondae hier is nie. Ons bou kennis op van die Here, maar ons verslym in ons taak om in 'n persoonlike verhouding met hom te tree en met hom te gesels. Ek glo julle stem saam met my. Die wêreld daar buite raak so besig en die tyd saam die Here raak al hoe minder. En dan op die ou ende, die tyd wat ons saam met hom het, is miskien 'n afgejakte gebed. 'n Vinnige skietgebedjie voordat ek in die bed klim, voordat ek in die oggend in die kar klim. En vanoggend wil ek eintlik ons vernuwe in die sin van ons denke, deur weer opgewonde te raak om die Here te aanbid en te prys in gebed. So as ons na die woord adoration kyk, verwys dit nie net na aanbidding en lofprysing nie, maar na die idee eintlik om God se glorie of glories te verklaar en te noem in gebed. Dat dit 'n werklikheid en waarhede is, soos byvoorbeeld, U is die skepper van die hemel en aarde. Ons het nou klomp sulke aspekte gelees in Dawid se Psalm. Maar ook dat hierdie verklaring in gebed dan eintlik 'n lofprysing moet kweek in jou hart, van vreugde, terwyl ek dit noem. En ek dink hiersoos waar ons vashak. Baie van ons noem hierdie dinge, hierdie aspekte, hierdie waarhede in gebed, maar ons vind nie vreugde in dit nie. Is dit nie waar nie? Ek glo menslik is dit waar. Maar dan, wanneer hierdie gebeur, hierdie lofprysing in ons harte, kom daar iets anderster ook. Daar kom 'n diepe intieme toewyding aan die Here in daai tydperk. En soos wat ek gesê het, ek dink nie ons almal versuim in die taak om hom te aanbid nie, maar ons harte is nie meer altyd in lyn in hierdie aanbidding, om werklik te sê, U is werklik die Alfa en die Omega. En dan ook om te sê, maar as ek hierdie titels aan die Here toeken in gebed van Skepper, van hemel en aarde, wat se impak het dit in my lewe? Want ons almal wat hier sit vanoggend glo, God het alles geskep. Maar as ek vir jou vanoggend vra, wat se impak het daai waarheid vanoggend in jou lewe? Gaan jy miskien sê, Pieter, ek weet nie. Ek dink nie dit het nie. En sodoende gaan ons vanoggend na hierdie aspekte kyk. Vanoggend se vraag is dan, is ons nog besig met die regte aanbidding en met lofprysing teenoor die Here in ons gebedslewens? So as ons dan op Psalm 148 kyk, ons hoofteksgedeelte, net voordat ons dit lees, wil ek net gou iets noem wat ek seker is ons almal van weet, maar die oorspronklike Bybel was nie geskryf met hoofstukke en verse nie. Dit was later ingesit sodat ons met meer gemak gedeeltes kan vind in die woord en ook sodoende met meer gemak die woord kan lees. Baie keer dan is 'n hoofstuk waar een idee ophou en 'n ander idee begin, of een aspek ophou en 'n ander aspek begin. Maar in my opinie is Psalm 148, Psalm 149 en Psalm 150 amper dieselfde Psalm. En ek wil vanoggend hê ons moet diep in dit indelf en eintlik onsself net weer herinner aan wat dit beteken om vreugde te vind in aanbidding en lofprysing teenoor die Here. So die eerste 10 verse van ons hoofteksgedeelte sê: Halleluja, loof die Here uit die hemele, loof hom in die hoogtes, loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare, loof hom son en maan, loof hom alle liggende sterre, loof hom hoogste hemele en waters wat bo die hemele is. Laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskape. En hy het hulle in stand gehou vir altyd vir ewig.
Hy het 'n wet gegee wat geen een oortree nie. Loof die Here van die aarde af, groot seediere en alle dieptes, vuur en haal, sneeu en damp, stormwind wat sy woord volbring, berge en alle heuwels, vrugtebome en alle sederbome, wilde diere en alle vee, kruipende diere en gevleelde voëls. Net tot sover. Maar ons sien hier in die begin van Psalm 148, Dawid skryf en hy ken die waarheid dadelik toe aan die Vader, aan die Here, dat hy die skepper is van alles. Ons sien dat hy praat oor die engele in die hemele wat lofgesange bring en hom aanbid. Ons sien hoe die diere op aarde, die heuwels, die bome, eintlik lofgesange sing tot die Here en eintlik hom ook aanbid. Maar nou moet ons vir onsself die vraag vra, soos wat ek nou dit gestel het, hoekom het 'n waarheid so skepper nie so 'n groot impak in my geestelike lewe nie? En ek kan miskien vanoggend vir julle vra en julle gaan vir my sê, miskien julle weet nie, maar ek dink daar's twee redes. Eerstens, ons word so besig in ons eie wêreld, dat ons vergeet wie is in beheer van die wêreld, wie regeer oor die wêreld. En tweedens, dink ek, is dit die wêreld se skuld, maar ook ons skuld wat dit toelaat. En die rede hoekom ek dit sê is, enige persoon wat die laaste 30 of 20 jaar miskien op skool was, het geleer van evolusie, het geleer van die Big Bang Theory, en al hierdie groot titels en temas en teorieë wat ons moet leer op skool. Maar wat eintlik vir my so verregaande is, jy leer hierdie dinge dat jy weet wat het Darwin geskryf in sy boek van Origin of wat ook al, maar jy weet nie eintlik hoekom is dit belangrik dat God die skepper is van die hemel en aarde nie. Dit het nie 'n impak in jou lewe nie. Maar teorieë wat nie eers feite en waarhede het nie, dit maak 'n impak. En ek dink, wat dit doen is, dit water hierdie af vir ons. Want ons sê ons glo dat God die hemel geskape het en die aarde geskape het, maar partykeer glo ons as gelowiges ook dit halfhartig. Ek weet nie of dit sin maak, miskien met die jonger mense wat hier sit, want die wêreld probeer jou oortuig dat God dit nie geskep het nie, maar dat dit 'n chance gebeur het. Daar was 'n modderballetjie, en uit die modderballetjie uit het daar moddermannetjies geklim en modderdiertjies, en toe het die modderdiertjie verander in alles wat jy vandag sien. Nee? Ons wil eintlik eerder daaraan vashou as die wêreld. Maar sien julle hoe die wêreld eerder aan 'n verregaande idee sal vashou, tot mense wat briljant slim is, daarin sal vashou, die teorie van evolusie wat nooit bewys gaan word nie, want dit is vals, eerder as om te skryf in 'n handboek van biologie, God die Vader het dit geskep. Is dit nie 'n realiteit en 'n waarheid nie? En wat doen dit as 'n mens oor en oor geprogrammeer word om hierdie te hoor, nie net by die skool nie, maar op die TV, op Discovery Channel, op National Geographic en in ander boeke wat geleerde manne geskryf het? Wat gebeur? Hierdie waarheid word minder en minder. Maar die amazing ding is vanoggend, ek glo Dawid gaan ons herinner hoekom dit belangrik is. So as ons kyk na die gedeelte, soos wat ek nou genoem het, Dawid verwys na die engele in die hemel wat die Here aanbid, en ek seker dis 'n Bybelse waarheid wat ons almal ken. In Openbaring staan daar dat in God se troonkamer 'n troon is waar hy op sit en sy seun is langs hom, sit langs hom, en dan staan 'n leerskare van engele om die troon wat tot in alle ewigheid gaan hom aanbid en sê heilig, heilig is die Heer. En dit is iets wat ons verstaan as 'n waarheid, maar dan gaan Dawid aan en hy verwys na heuwels, na vrugtebome, na seediere wat ook die Here loof en prys. Nou my vraag is, voordat ons aanbeweeg, en hier is baie belangrik, dink julle dis simbolies neergepen? Of dink julle hy het dit neergepen as 'n realiteit en 'n waarheid? Wie kan opsteek hulle hande en sê, miskien simbolies? Is daar niemand nie? 'n Waarheid, 'n realiteit? Ek het gesien hoe kyk almal eers rond. Ek het sien al was wou 'n paar opgesteek het, ja nee, daar was geen hande nie. Maar 100% ek glo en ek hoop julle glo ook, Dawid pen dit neer as 'n realiteit en 'n waarheid. Maar weet julle wat's amazing daarvan? Hoe is dit moontlik dat 'n muur of 'n leeu of 'n bok die Here kan loof en prys? Hoe is dit moontlik?
En hulle doen dit, die rede hoekom dit moontlik is, God het hulle geskape met 'n natuur, met 'n doel. En weet julle wat, daagliks voer hulle daai doel uit, in gehoorsaamheid, teenoor die Here. Nou dink gou daaraan, as ek nou vanoggend 'n leeu daar laat inkom, en ons maak hierdie deure toe, wat gaan daai leeu doen? Wie gaan hy eers eet? Okay, moenie daai vraag antwoord nie. Maar wat gaan hy doen? Hy gaan mense eet. Hoekom? Want dis in sy natuur. Maar wat gebeur as jy daai leeu nou uit die wildheid haal en jy sit hom in 'n hok en hy kry kindertjies of sy kry kindertjies en klein babeleeuetjies? Wat gaan gebeur as daai babeleeuetjie groot word in daai hok? Verloor hy sy wildheid? Sê julle ja, dan lees jy nie genoeg die koerant nie. Julle is nie genoeg op sosiale media om te sien hoe hulle hande en vingers en arms verloor nie, want jy kan nooit die wildheid om uithaal nie. Jy kan nooit sy natuur verander nie. Nou my vraag is vanoggend, wat was die rede vir die mens om geskep te word? Om in 'n verhouding met die Here te wees, maar om hom te vereer en te verheerlik. Is dit nie so nie? Hoe ver is die wêreld van daai doel af? Baie ver. Hoe hartseer is dit nie dat die kroon van die skepping hulle natuur verloor het? Is dit nie waar nie? Is dit nie eintlik wat Jesus kom doen het nie? Hy het gesê, ek bring julle weer terug in verhouding met die Vader. Ek is die middelaar tussen jou en die Vader, maar nog mooier, en ek hoop vanoggend is 'n hinker vir elke een van julle. Ek hoop hulle sê eendag, nie in die sin van om my ego te boost nie, maar ek hoop eendag mense sê, Pieter was in elke situasie gewees, maar die wêreld kon nooit sy natuur na sy wedergeboorte verander nie. Hy het altyd dieselfde gebly, hy het altyd die Here geloof en geprys deur sy gehoorsaamheid. Ek hoop dit is 'n hinker vir elke een van julle. En sodoende beweeg die skrywer dan aan in vers 11 en 13, en net voordat ons daarna verwys, ek wil net hierdie noem, dit is interessant, maar dit is ook mooi. Wanneer laas het jy in die natuur gekyk en iets gesien wat spesiaals of mooi is, als is eintlik regtig ingewikkeld wat daar buite plaasvind, die ekosisteme en als. Maar wanneer laas het jy gedink, die Here het hierdie geskep sodat ek in hierdie oomblik hom kan prys daarvoor? Wanneer laas het ons dit gedoen? Nee, ons doen dit nie. Ons weet hierdie dinge, maar ons prys hom nie vir dit. Hoekom dink julle het God 'n ekosisteem van leeu's, bokke, voëls, organismes so ingewikkeld gemaak? Hy is 'n almagtige God, hy kon dit baie meer eenvoudig geskep het sodat ons dit kon verstaan. Maar hoekom het hy dit so ingewikkeld gemaak? Sodat ons die grootheid kan sien. Sodat ons kan besef wie hy is. Sodat ons verlore kan raak amper in sy onbeskryflike grootheid. En in bewondering by sy voete gaan sit en te sê, Here, ek prys U vir hierdie, as skepper. Vers 11 en 13, of van vers 11 of tot 13, gaan Dawid dan aan. En hy sê, konings van die aarde en alle volke, vorste en alle regters van die aarde, jongelinge en ook jonge dogters, oues, saam met die jonges, laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog. Sy majesteit is oor aarde en hemel. Nou gaan die fokus van die engele, van die skepping, die diere, die berge en als af, en Dawid fokus dit op die kroon van die skepping, die mensdom. En hy sê nie net dat die mensdom God moet eer en verheerlik in hulle wandel en in hulle gebedslewe nie, hy sê maar almal in die mensdom. Hy sê die jonges, die oues, dies met status soos konings en die sonder wêreldse status, wat miskien in die wêreldse oë nie waarde het nie. Almal moet hom dien en aanbid en loof en prys. En weer eens fokus hy op God se koningskap, dat hy die koning van konings is, die Here van Here. En dan kan ons ook sê, maar wat gebeur nou as ek die Here nader en ek aanbid hom? Ek aanbid hom in my gebedslewe. Wat is belangrik? En ek dink hier is 'n baie belangrike punt, veral vir ouer mense en mense wat al sukses behaal het in hierdie wêreld.
En daar's 'n rede hoekom ek dit sê. Hierdie aanbidding voel vir jou dood in jou gebed omrede jy nie jou ego en jou selfbeeld verwyder uit die situasie uit nie. En dis 'n realiteit en 'n waarheid. Baie keer kom ek as Pieter die dominee na die Here toe, né? Pieter die dominee wat elke vraag hopelik kan beantwoord, die gemeente groei wat sukses behaal in sy bediening of wat ook al. En elke een van julle nader die Here ook baie keer so as die ou. Maar weet julle wat? Met daai ego, met daai beeld wat eintlik jy self gebou het van wat eintlik jy dink jy's groter en meer as wat jy is, maak dit dat jy nie die grootheid van die Here raak sien nie. En wat vir my belangrik is, die woord maak dit vir ons duidelik eintlik. Deur die geskiedenis van Genesis tot en met Openbaring dat daar nog geen mens was wat enigiets verander het of 'n impak gehad het in hierdie wêreld, werklik behalwe Jesus Christus nie. Van Dawid en ons kan sê die Romeinse emperors of wie ook al, Genghis Khan, Hitler, daar's nie een ou in die geskiedenis van die mensdom wat werklik 'n impak gehad het nie. Hoekom? Want die woord sê vir ons is so stof voor sy aangesig. Een oomblik hier en die volgende oomblik weg. Mense is vergete wat nie groot dinge gedoen het soos Albert Einstein na die 3de geslag. Dan is daai spore wat jy getrap het in hierdie wêreld in elk geval weg. Nee, niemand weet eers jy het bestaan. En die Here wil eintlik hê in die grootheid moet ons nie onsself sleg maak voor hom nie, maar ons plek inneem as sy kind. Ons plek inneem as 'n dienaar. Ons plek inneem as 'n student. Ons plek inneem in liefde. Dit is wat die Here wil hê. Vers 14 beweeg dan aan en hy sê, en hy het die horing vir sy volk verhef, 'n roem vir al sy gunsgenote, vir die kinders van Israel, die volk wat naby hom is, halleluja. En Dawid beweeg aan van die skepping wat die Here moet loof en prys en aanbid, en hy beweeg aan en hy gaan na die kroon van die skepping, die mensdom, en dan beweeg hy aan na 'n meer intieme aspek, en hy praat oor God se volk, God se mense. En hy sê, juis julle moet hom loof en prys. Die King James stel dit vir my so bietjie mooier. Hy sê nie gunsgenote nie, maar saints. Hy amper heiliges, nê? Die heiliges van God moet hom juis loof, prys en aanbid. En nou kom ek vra vir julle op hierdie punt, of kom ek maak eers die volgende stelling. Soos wat ons al menigmaal gesê het, ons as weergebore gelowiges is deel van God se volk. Ek hoop julle besef dit. Die woord sê vir ons as ons weergebore is Abraham ons geestelike voorouder en is ons God se kinders. Elke liewe een van ons. En dan vat die woord dit verder en sê en julle is uitverkies vir dit voor die grondlegging van die aarde. Maar juis is dit nie ons wat die skepping moet leer van hoe lof en aanbidding lyk nie. Klink nou vreemd. Is dit nie ons wat al meer geleer het van Christus nie? Is dit nie ons wat al sy genade en liefde en vergifnis ervaar het nie? Is dit nie ons wat een is met die Seun, wie God self is nie? Is dit nie juis ons wat die voorlopers moet wees in hierdie aspek nie? Is dit nie ons, en ek bedoel dit nou baie simbolies, wat hier moet uitstap en die maan en die son moet wys wat ware aanbidding is nie? Die dier in die veld wat ware aanbidding en gehoorsaamheid is nie? Is dit nie juis ons wat 'n ewigheidswaarde dra se werk om hierdie dinge te doen nie? Nou praat ons nie eers van die mensdom wat verlore is daar buite nie. Wat vir my so mooi is om te besef in hierdie vreugde wat ons vind in hierdie aanbidding. Weet julle wat is die rede hoekom ons eendag ewig gaan lewe saam met Christus in die koninkryk van sy Vader? Nie net alleenlik hy het vir ons gesterf en dit moontlik gemaak, maar wat is eintlik die waarheid hoekom? Hoekom gaan ons ewig lewe? En die rede daarvoor is, ons moet die vraag vra, wie lewe vir ewig? God. Wie is heilig? God. Nee, is julle almal saam met my. God sê ons sal eendag heilig wees. Wie is heilig? God. En ek sê, moet nou my nie verkeerd verstaan nie, maar wat God eintlik doen met sy seun, en dis 'n Nuwe Testamentiese waarheid wat ons oppervlakkig verstaan. Hierdie een wees met Christus beteken God bring ons in sy goddelikheid in.
sodat ons 'n ewigheid saam met hom kan wees. Besef ons die grootheid van dit. Besef ons dit is hoekom ons hom moet prys. Dis hoekom ons hom moet aanbid. Want ons verkry iets wat ons nie in 'n miljoen leeftye kan verdien nie. Nooit in 'n ewigheid kan verdien nie. En dan kan ons ook sê in hierdie, hoekom moet God se kinders hom aanbid? Want hy is 'n waardige Vader, 'n koning van konings en ook sodoende ons eerste liefde. Maar vers 14 sê dan ook iets baie belangriks. Dit sê vir ons, God hef sy volk op, of verhef hulle. Nou wat beteken dit? En ek dink Paulus verwys so bietjie daarna, en ek het nou ook so bietjie daarna verwys om ons ewigheidswaarde te probeer verduidelik. Maar Paulus skryf en hy sê, weet julle nie dat julle eendag die engele gaan oordeel nie? En dan op ander gedeeltes in die Nuwe Testament, wat ook baie, ek noem dit kontroversieel is, maar dit wat vreemd klink, staan daar dat ons gelyk sal wees met Jesus Christus in 'n sekere aspek. Nou nie op 'n vreemde aspek nie, maar waarvan praat dit? Dat ons posisie waartoe God ons sal verhef op onverstaanbaar is tans vir ons, en hoeveel te meer moet ons in daai onverstaanbaarheid hom nie prys en aanbid nie. Jy kry teoloë wat al duisende boeke geskryf het oor hoe hulle dink dit gaan eendag in die hemel wees. Mense, ek sê nie dis leuns nie, maar dis nie eers 'n druppel in die oseaan van die verstaan van wat dit gaan wees nie. Die vreugde wat vir ons wag nie. En dan gaan Psalm 149 aan, en vers 1 sê, Halleluja, sing tot eer van die Here, 'n nuwe lied, sy lof in vergadering van die gunsgenote. Nou die adoration of aanbidding sal maak dat ek 'n nuwe lied kry volgens Dawid in my hart waarmee ek die Here loof en prys. Nou hierdie klink heel eenvoudig, maar dit is baie belangrik. As ek werklik die Here aanbid in my gebedslewe, as ek werklik hom soek, sal ek elke dag vernuwe met 'n nuwe lied in my hart opstaan om hom mee te prys. Nie 'n rympie nie, nie die Onse Vader wat ek op sê in die oggend nie, maar 'n nuwe lied met 'n nuwe aanbidding. En hierdie idee van 'n lied wat gesing word, vat altyd my denke na die ou tyd toe waar jy hierdie mense gekry het wat gesing het en gereis het van dorp tot dorp, stad tot stad, en opgetree het en sodoende hulle daaglikse brood verdien het, deur dit, né? Soos 'n musikant vandag. Maar is dit nie ook sodoende 'n waarheid van ons nie, of behoort om 'n waarheid van ons te wees, dat soos wat ons wandel in hierdie aarde of op hierdie aarde, daar waar ons kom, moet ons die Here prys in ons wandel, maar ook in ons gebedslewens, want raai wat? Ons het die lewende brood ontvang, reeds. En weet julle wat vir my hartseer? Ek nou net dieselfde preek by Springs ook gegee. Ons noem hierdie goeders, maar ek hoop soos wat ek hierdie dinge noem, hierdie waarhede, bid julle ook tot die Here en vra, maak hierdie deel van my. Maak dat as ek hierdie woord spreek in gebed, dat dit 'n impak het in my verhouding met U. Dat ek vreugde vind in dit. En dan gaan in vers 1 aan die skrywer en hy sê 'n nuwe lied. En hy verwys eintlik daarna dat soos God se genade elke dag vernuwe is op ons, opnuut is op ons, soos wat hy ons elke dag vergewe, opnuut vir ons sondes in 'n sekere sin. Sodoende is die lied in ons hart ook elke dag behoort om anderster te wees. Elke dag wat jy in die natuur rondloop. Dink hoe droog en dood is dit om 'n paar mooi woordjies te geleer het van Alfa Omega, soewerein, koning, die begin en die einde, en dit herhaaldelik te gebruik vir 40 jaar. Is dit nie sonder diepte nie? So dit gaan nie eintlik oor die grootheid van die woord nie, maar die bedoeling en die lofprysing agter die woord. En ek hoop julle besef dit. Vers 2 sê, laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Weereens lê Dawid klem op die Skepper. Sien julle hoe hy weer teruggaan? Laat die kinders van Israel verheug oor hulle maker, oor hulle koning. Ons moet die Vader prys vir sy skepping. Ons moet hom prys vir sy koningskap, vir sy troonkamer waarin hy sit,
sy almag wat hy het oor alles en almal. En dan vers 3 beweeg hy aan, laat hulle sy naam loof in koordans, hom psalms sing met tamboerijn en sitter. Nou ek glo die ou baptiste en die ou enige Christen organisasie of denominasie het, ek dink baie keer hierdie gemis, nê? Hierdie woord wat sê dans. Die koordans klink so 'n bietjie oudtyds, nê, maar eintlik dis nie 'n koordans, ons dans almal saam in 'n koor nie, maar dit verwys na 'n vreugde wat moet plaasvind as ons die Here aanbid. Nou, ek gaan nou 'n vraag vra en ek wil nie julle moet rondkyk nie. Wanneer laas het jy vreugde ervaar? Nie as jy sing nie, maar as jy die Here aanbid in gebed. Wie kan hulle hand opsteek en dit sê? Nou, as 'n vinger, nog 'n vinger, nie hande nie. Ek weet nie, beteken dit is soos 50-50. OK, 50-50. En hoe amazing is dit nie? Maar wat sê dit van die res van ons? Mense, dit is daar vir ons. Dis nie iets wat jy nou eers moet regstel, jy moet nou eers 'n berg gaan uitklim en dan geld gee vir die kerk en dan kan jy hierdie vreugde vind nie. God wil hê jy moet in vreugde dans voor hom soos wat jy hom loof en prys. En dan vers 4 beweeg aan en hy sê, want die Here het 'n welbehae in sy volk, hy versier die ootmoediges met huil. Nou hier is 'n vreemde versie, maar wat baie belangrik is, as jy iets neerpen vandag, onderstreep hierdie versie. Het jy al begryp en besef dat God 'n welbehae vind in jou? Nou wat dit beteken, die Engels sê, die King James sê, God vind pleasure in jou, plesier in jou. Nou wat beteken dit? Dit beteken wanneer jy hom aanbid, wanneer jy lofgesange sing en hom prys in jou gebedslewe en in jou wandel, dan vind hy plesier uit dit wat jy doen. Nou die koning van konings, hierdie God wat ons nou oor en oor beskryf as onbeskryflik groot, het dit waarde as ek sê, en as die woord sê, hy vind plesier in jou. As dit nie het nie, is daar 'n probleem, mense. Dan moet jy hom nader en vra dat hy jou hart versag, en jy moet, ek weet nie wat als doen in gebed nie, jy moet miskien met my kom gesels bietjie, maar as jy nie vreugde vind nie, is daar fout, want God roep jou tot vreugde. Wat is die einddoel van die mens? Om sonder lyding, sonder pyn, in vreugde en vrede en liefde by die Vader te wees. Dit is die einddoel van die mens. Maar die skrywer gaan aan, en hierdie raak nou vir my baie mooi en baie interessant. Hy sê, hy versier die ootmoediges met huil. Nou, ek is iemand wat bietjie meer hou van my Engelse Bybel, en ek stel dit so bietjie mooier vir my. Hy sê, he will beautify the meek with salvation. Nou, hierdie ootmoediges of meek mense kan verwys na verskillende tipe groepe. Dit kan verwys na swakkes, nederiges, dies wat onder is, wat niks is in die wêreld se oë nie. Maar God sê, hy vat dit wat miskien nie waarde het nie, en hy bekleed dit met pragt, met beauty, met mooiheid. Maar met watse mooiheid en pragt? Met redding. Besef jy dat jy sit hier vandag baie mooi en pragtig vir die Here, want jy is bekleed met sy seun, met sy seun se bloed. Vind waarde daarin, oor en oor sien ek dat mans, vrouens nie hulle identiteit in Christus vind nie waarde vind in hulle nie. Dis altyd die twee uiterste, iemand wat te veel ding van homself in die wêreld, of iemand wat te min ding van hom in die Here. Ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dit doen nie. Ek is nie 'n predikant nie, ek het nie hierdie gawes nie. Die Here het jou met pragt bekleed deur jou te red. Vers 5 beweeg aan, laat die gunsgenote juig in heerlikheid, laat hulle jubel en op hulle bedde. Nou hier is 'n interessante versie. Dawid skryf en hy sê, ons moet juig en feesvier en die Here aanbid in hierdie feesviering. Maar wat so mooi is, die King James sê, let them sing aloud upon their beds. Sorry, my Engels is nie mooi nie. Maar dit kan verwys na dat as ons opstaan in die oggend, tot wanneer in ons bed klim die aand, moet ons gebede vol lofprysing en aanbidding en vreugde wees.
maar dit verwys na iets anderster toe ook. Dit verwys na die siekes, die oues, en dies wat moeg is, wat tans in die bed is. Tot hulle moet jubel en juig voor die Here in aanbidding en lofprysing. Een ding wat 'n realiteit en 'n waarheid is, het jy al gesien, jy vind dit nie altyd so baie in die vrouens nie, maar hoe ouer mans raak, hoe meer, hulle raak so 'n bietjie siererig, nê? Hulle raak so 'n bietjie kwaai, nie meer lus vir die dinge van die kinders nie, nê? Dan is die radio te hard, dan is hy te sag. Dan praat die mense te sag, maar eintlik die gehoor is net nie meer lekker nie. Julle weet waarvan ek praat. In 'n sekere sin. Ek sien Jacques giggel, almal giggel. Hulle weet hulle is skuldig. Maar is dit nie eintlik behoort om die teenoorgestelde te wees nie? Hoe ouer ons raak in die Here, hoe meer moet ons jubel en juig, want hoe meer verstaan ons van hom, hoe dieper is ons in hom. Ek het al ou ooms gesien, wat in vreugde voor die Here sit, wat glad nie hierdie knorrige oompie is nie. Maar dis wat die Here wil hê, tot die siekes, tot die oues, almal moet hom prys in hulle gebedslewe. Vers 6 tot 9 beweeg dan aan en sê, lof verheffinge van God is in hulle keel, en 'n tweesnydende swaard in hulle hand, om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke, om hulle konings met kettinge te bind en hulle edeles met ysterboeye, om 'n vonnis wat opgeskrywe is aan hulle te voltrek. 'n Eer is dit vir al die gunsgenote. Halleluja. Nou hierdie konteks is miskien geskryf in Dawid se tyd oor oorlogssituasies, oor Israel wat veg teen hulle vyande, maar dit kan deurgetrek word na ons konteks toe ook. Ons veg miskien nie vandag 'n oorlog nie, miskien net nog nie nou tans nie, maar ons veg 'n ander tipe oorlog. Wie kan vir my sê wat se oorlog veg elke gelowige daagliks? 'n Geestelike oorlog. Ek's baie bly. Onthou, daar's nie 'n breek in dit nie. As jy voel jy is nie in 'n geestelike oorlog nie, dan moet jy baie vinnig by die Here se voete gaan sit, want dan kom jy nie eers agter nie. Okay, dan is die vyand is nou besig om met jou te lol. Maar hierdie gedeelte sê iets vir ons baie besonders. Hy sê hierso, lof verheffinge van God in hulle keel en 'n tweesnydende swaard in hulle hand. Dawid skryf hier en leer vir ons dat as ons in geestelike oorlog wil wen en oorwin, die vyand oorwin, moet ons dit doen in aanbidding en lofprysing, nie net in ons harte nie, maar in ons monde en ons gebedslewens teenoor die Here. En dan in die hand met die swaard van die Gees optel om oorlog te voer. Hoeveel keer kom jy nie Sondag of deur die week by 'n gelowige en die koppie hang nie? Nee, jy ken die koppie wat hang. Dan moet jy nou vra, wat is fout? En dan vertel hulle vir jou, party mense so, hulle vertel jou ook nie eers dadelik nie, so jy moet dit nog uitkatrol ook, nee? Maar hulle wil net vir jou wys iets is fout. Maar weet julle wat? Ons loop baie keer rond as hierdie groep mense wat eintlik hierdie swaar lewens leef. Maar weet julle wat? Die Here roep ons tot vreugde. Vreugde in die tronk, vreugde by die huis, vreugde in die oorlogssituasie, vreugde elke situasie van jou lewe. Dit is wat hy wil hê jy moet in jou gebedslewe doen. Wat gebeur byvoorbeeld in my konteks wanneer my bakkie breek? Hy het gebreek. Dis hartseer. Dink julle ek nader dadelik die Here met lofprysing in my hart? Nee, ek's mens. Maar juis dan, daar is nie 'n verskoning, 'n siekte, daar is nie 'n pyn wat jy kan ervaar wat jy sê, dit is nie nou die tyd, die plek om die Here te loof en te prys nie. En mense val in daai groef van donkerheid, van negativiteit waar hulle ophou. En juis dan voel dit meer donker, want jy vind nie die vreugde van die Here nie. Psalm 150, ons is amper klaar, sorry julle. Beweeg aan en sê, halleluja, halleluja, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterke uitspansel. Hier is ook vir my 'n mooi gedeelte. Hy sê, ons moet nie net God loof nie, maar loof God en aanbid hom vir waar hy nou tans is. Waar is God? Nie net in die hemel nie, hy is nie net in die troonkamer nie, hy sit op die troon en sy seun langs hom. Dien hom en aanbid hom vir wie hy is, vir sy soewereinheid, sy
koningskap. Maar dan sê hy ook, loof hom in sy sterk uitspansel. Nou in die Ou Testament lees ons dat die hemelruim geskep is deur God vir wat sy rede? Om sy grootheid, sodat die mensdom sy grootheid kan waarneem. En dis oneindig groot. Maar ons almal weet hierdie aspek, maar wat doen ons? Prys en loof ons hom vir dit? Nee. Dink jy nou nie dis juis hoekom hy dit geskep het nie? Sodat elke keer wanneer ons die sterre sien, nie net sal sien, dis ons God wat dit geskep het nie. Nie net sal sê, maar kyk hoe oneindig groot is God en hoe almagtig is hy nie, maar juis daar te bid en om te aanbid en te prys vir dit nie. Hoekom dink jy is dit so kompleks die diere lewe daar buite? Sodat ons nie net sy grootheid kan raak sien nie, maar hom kan dien daarvoor. En ek dink ons stop by punt 2, ons sien dit raak, maar ons prys hom nie vir dit nie. Vers 2 beweeg aan, loof hom oor sy magtige dade, loof hom na sy volheid van sy grootheid. En die skrywer Dawid skryf en sê, aanbid God, loof hom, prys hom vir die dade wat hy al gedoen het. Hy het die wêreld geskep, hy het my geskep, hy het jou geskep. Hy het sy seun gestuur, hy het verlossing bewerkstellig aan die kruis. Hy het vir ons die woord van God gegee, hy het vir ons die liggaam van Christus gegee. En so kan ons aangaan. Maar loof hom ook vir sy dade in jou lewe. Is dit nie so waar nie? Ek dink baie keer ons gaan blind in hierdie wêreld in en dink is per toevalligheid hierdie nou maar net uitgewerk. As God in beheer is van elke druppel wat val op die grond, dan is hy ook in beheer van jou lewe. Dit kan ek jou beloof. En hy behoort gedien te word daarvoor. Maar hierdie kweek ook iets anderster. Hierdie ware Here kweek vrede in ons harte, nie vrees nie. Want wie is in beheer? God die Vader. En julle sien hoe dit eintlik, al bid jy tot God, kweek dit op dieselfde tyd hierdie waarhede in my eie hart, rustigheid in my eie hart. En dan die laaste 4 versies, ek deel dit op, vers 3 tot 5 sê, loof hom met basuingeklank, loof hom met harp en sitter, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snaarspel en fluit, loof hom met helder simbale, loof hom met klinkende simbale. Nou as predikant is ek iemand wat glo dat die primêre rede, en ek hoop julle glo dit ook, hoekom ons hier is vanoggend is om die Here te loof en te prys. En die tweede rede of die sekondêre rede is om onder die woord te sit, né? En dan die een wat onder hom is die musiekbediening. En ek bedoel dit dan glad nie vreemd nie. Musiekbediening is baie belangrik, ons sien dit hier al. Maar dit moet in balans gebeur. Soveel kerke vandag raak agtervallig en die mense ken nie vir God nie, want hulle fokus net op die musiekbediening en nie op die woordbediening. En sodoende sê dit vir ons hier, en asseblief moet dit nooit vergeet nie. Herinner jouself aan hierdie baie bekende psalm, wat sê, God wil hê jy moet hom dien met instrumente, met fluite, met simbale, met harpe, met jou stem. Hy wil hê jy moet hom dien met jou dans terwyl jy dit doen. Asseblief nie soos Dawid wat dit naak gedoen het nie. Jy kan dit by die huis doen, nie by die kerk nie. Maar mense, hierdie praat ook nie van ons tyd hier vanoggend nie. Hierdie praat van jou persoonlike tyd saam met die Vader. Wanneer laas het jy gedans voor die Here? Dink gou daaraan, vir hoeveel dinge in die wêreld buig ons nie, fisies en simbolies. Jy sal buig by die werk simbolies vir 'n verhoging. Jy sal buig vir iets wat jy wil hê. Jy sal hard werk vir dit. Jy sal, as jou rug seer is en jy het rugprobleme en knieprobleme, as daar 'n pyp bars buitekant, so jy met daai seer rug en seer knie hopelik om oopgrou en daai pyp regmaak. Is dit nie waar van al die ouer mans nie? Né? Ek hoop so. Ek hoop julle doen nie, laat julle vrouens dit doen nie. Ek hoop julle doen dit nog. Maar dink gou daaraan, jy's bereid om deur pyn te gaan ter wille van iets. Wanneer laas het jy met jou seer rug en jou seer knie voor die Here gebuig? Is dit nie 'n realiteit en 'n waarheid ook nie? Ons doen dit nie. Ons doen hierdie opofferings en eintlik aanbidding van die wêreld. Maar as dit kom by die een wat in beheer is van die wêreld, dan is daar nie meer hierdie opoffering nie. En moet my nie verkeerd verstaan as jy regtig rugprobleme het, ek sê nie jy moet nou gaan buig nie, maar jy weet wat ek daarmee bedoel. En hoe amazing is dit nie,
Ons is, ek dink, die enigste geloof in die wêreld wat 'n God het wat hulle roep om in feesvieringe hom te aanbid. Elke ander geloof roep net tot opoffering, net tot self-sacrifice en ook ander mense om hulle op te offer. Of dit nou fisies is of emosioneel of geestelik is. God roep ons om vreugde in hom te vind en sodoende vind ons sy vreugde in hierdie aanbidding. En dan die laaste vers 6. Laat alles wat asem het die Here loof, halleluja. Nou vers 6 sluit eintlik hierdie 3 psalms af met 'n konklusie en sê, maar alles wat asemhaal moet die Here loof. En weet julle wat's amazing? Alles wat asemhaal doen dit tans. Weet julle wat is die Here se naam? Enigiemand? Jou? Ek het dalk sien. OK, en hoe is die regte uitspraak daarvan? Asemhaling. Sonder jy asemhaal. Hoe amazing is dit nie, God het tot die godlasterende persoon daar buite so geskape, dat elke keer wanneer hy asemhaal om aan die lewe te bly, spreek hy sy naam uit. Hoeveel keer besef ons hierdie dinge, mense? Mag ons vernuwe raak deur ons aanbidding tot die Here in ons gebedslewens. Gaan vind vreugde daarin. Ek sien soveel mense voor my vanoggend ook wat mismoedig is. Die is die rede hoekom jy mismoedig is. Aanbid die een wat bo alle dinge is en hy sal jou seën met sy vreugde, met sy vrede en ook met 'n diepe band tussen jy en hom. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, waar ons nou in eenvoud uit die woord Dawid se prysing en aanbidding en lofgesange gelees het, liewe Heer, vra ek, mag U ons harte vernuwe dat ons dit ook sal doen. Dat ons mekaar sal bemoedig deur ons aanbidding tot U. Vader, dat dit nie hierdie simplistiese rympie sal wees wat dood is nie, maar dat dit vernuwe sal wees elke oggend, want ons is ingestel om op U te fokus, om U hand raak te sien, om U hand in U skepping raak te sien. Vader, mag ons die mense wees wat die wêreld leer van lofprysing en aanbidding, die ware betekenis daarvan. Dat dit nie net sal wees met mond nie, maar ook met ons dade, in ons gebedslewens, dat dit uit ons gebedslewens sal vloei. En Vader, sodoende bid ek vir elke persoon wat miskien vanoggend voel dat hy het weggedryf van die Here af. Weggedryf van U af, of wat nog nooit hierdie vreugde ervaar het nie. Vader, mag U Gees hulle leer om U te soek. Mag U Gees hulle leer om vreugde te vind in U, want dit is ware vreugde. Dis 'n vreugde wat hierdie wêreld nie kan aan ons gee nie kan namaak nie, en ook wat die wêreld nie vir 'n ewigheid vir ons kan bied nie. So Vader, ek vra, mag U ons seën as U seun se liggaam, om geestelik te groei in U weë, maar om U aanhou te aanbid op vernuwe maniere. Vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen.